Jaco my vra om die voorlesing te doen. Toe was ek 'n bietjie besig en ek kom toe eers 'n week toe kry ek 'n week gelede eers kans om die boek te gaan haal en ek is op die oomblik baie besig om die woorde te memoriseer vir 'n vertoning by die digtersfees. Ek sê vir Jaco, ek gaan nie tyd hê nie. Wil jy nie net vir my 'n paar moontlike passasies wys nie? Kyk hoe adverteer ek na die boek. En dit is nou my probleem met die boek. In hierdie besige week kon 'n mens hom nie eintlik neersit. Ek weet nie, Jaco, hierdie laaste 3 romans wat jy dit noem nie, ek nogal wil dit noem bewusmakingsromans, want of word hy so genoem, bewusmakings, oor. Maar het klink goed. Ja, nee, ek meen, ek sal vir jou geld vra daarvoor. Maar dit is vir my baie beslis en veral die Antichrist in die laaste een is vir my 'n bewusmakingsroman. Interessant hoe Jaco dinge om hom waarneem en dan in hierdie roman in verwerk. Jan, is natuurlik nog 'n punt, ek het gewonder hoe nodig is dit om die vorige 2 romans van kennis te dra, voor mens hierdie ene kan. En ek kan nog glad nie besluit, omdat ek mos nou weet, hoe klink die vorige 2. Ek wonder of mense die boek alleen kan lees. Nee, ek dink toch so. Maar dit is toch lekker om die kennis van die vorige 2 te gaan maak, voor ek oor die projek praat. Wil ek miskien net so 1 of 2 dinge sê. Jaco sê ons ken mekaar al van 20 jaar wees volgende jaar. Ek sien die gemeente het jou grys gemaak en die personeel het my ook grys gemaak. Maar my en Jaco se verhouding dink ek is anders as net 'n uitgewer en 'n skrywer verhouding. Ek sien dit as 'n vriendskap, 'n kosbare vriendskap. Dit is baie lekker om met hom saam te werk. Dit is 'n voorreg om sy boeke te publiseer. Hy is baie bekend vir die Bybelroman en ek dink die boek wat hy by ons uitgegee het, wat die meeste nog verkoop het, 35,000 eksemplare. Nou dis baie, Tim Nouk se boek het 120,000 verkoop, wat die hele Suid-Afrika se mark het. So 35,000 as 'n Bybelroman is baie goeie verkoop. Ek het vanoggend net weer besef, toe ek sien hoe hy die gelykenis van die verlore seun, dat julle sit met 'n baie begaafde storieverteller. Ek weet nie of die gemeente dit altyd besef en so aan. Ek was verstom. Ek sien Christel en Franine, ek was regtig verstom. Jaco is geseën, dink ek, met 'n wonderlike gawe. En dit is om dan, en wat vir my fantasties is dat hy die Bybel kan oorvat. Ons beskryf baie goeie storievertellers, nie net baie mense, maar Jaco is regtig een van die ouens wat, ek sien nie, ons het vir Stefan Joubert gevra, en ek gaan net vir julle lees, baie bekende professor. Persoonlik dink ek Stefan is 'n wonderlike Nuwe Testamentikus en 'n pragtige kind van die Here. En hy skryf die volgende wat ons op die voorblad gesit het. Die skrywer verstaan die kuns van storie vertel en hy ken die Bybel. Hierdie eindtydroman is Bybelgetrou en sal jou meevoer op 'n splinternuwe ontdekkingstocht. Stefan Joubert. Ek dink dis 'n baie kosbare ding. Stefan gesê het, en ek stem nogal daarmee saam, die 2 kante, die Bybelkennis en Bybelvertrouheid, en die ander kant hierdie wonderlike manier. Dis die 3de boek in 'n reeks, soos wat Johan gesê het. Ek en Jaco het gepraat, eintlik het ons hulle geskryf, vorige een is ons die Brullende Leeu. Eintlik is hulle so geskryf, dat jy enige een van hulle kan optel. Dit is natuurlik wonderlik as jy van die eerste een af gelees het, maar hierdie ene is spesifiek, en ons het spesifiek oor die eindtyd, die Antichrist, die oorlog wat nou besig is om plaas te vind. Ek weet nie of julle dit ook optel. Die kerk en mense is besig om die opkoms van moslems wêreldwyd en so aan. Is die kerk besig om te praat en te kyk. En ek dink nie daar's 'n beter tyd as om 'n boek soos hierdie oor die eindtyd gebeure te laat verskyn nie. En hierdie gee vir mense, dink ek, vanuit 'n moderne perspektief regtig 'n baie goeie idee van dit wat die Bybel vir ons sê en dit wat die Bybel ook oor praat. Ja, ons het mekaar leer ken met Abraham. Nou, Johan vra vir my, waar is Carpe Diem en Koem? En miskien kan ek dit net vandag sê. Ek en Jaco het mekaar ontmoet by Koem. Hy het ingeskryf vir 'n skryfkompetisie
was dit 1995 wat jy gesê het, en Jaco wen toe die nasionale skryfkompetisie met sy roman oor Abraham. Sommige so baie, Jaco, baie dankie vir hierdie 20 jaar. Ons is besig om nog baie groot projekte oor te praat. Ek sien verskriklik baie uit daarna om dit te publiseer en daarmee betrokke te wees. En die boek vir jou laat dra, ek dink ons het lanklaas so iets gedoen. Ek dink dit pas nog op by die kerk, en ek weet nie of jy binne moet hou of jy om daar by die huis nie, maar baie dankie. Ook van ons as Carpe Diem Media se kant van. Baie dankie dit. Ek het daar so 'n keer met die leerkamer waar ek opkom. En ek dink ek gaan mooi.